Ek dink jy onthou hierdie sammelding wat ons 'n jaar, byna 2 jaar gedra het. En hy het nog 'n paar goeie doelwitte gehad. Want hy gemaak het ek nie my virusse met jou nie, ook het ek nie jou virusse optel. Maar goeie bedoeling, slegte gevolg. Want weet jy, ek kon nie vir jou glimlag nie. Hy het 'n glimlag my gesteek. Ek kon nie jou gesig sien en jou kontak maak nie. Dis goeie bedoeling, slegte gevolg. Hou my veilig, maar sonder my ook af. En dis wat ook in die Bybel gebeur. In die Bybel is daar baie reinheidswette. Reinheidswette waar die Here gesê het, ek wil vir julle beskerm teen die invloede van die ander volkere rondom julle, wat lelike invloede is. En ek wil ook julle gesondheid beskerm teen 'n veiligheid. En daarom is daar in die Ou Testament baie wette wat sê, moenie met die volkere rondom julle kontak maak, moenie vriende maak nie, bly weg, hou afstand, want natuurlik is daar 'n risiko van afgodsdiens en daardie slegte gewoontes aanleer aan die sondigheid loop buitendiep in alle volkere en so die Here vir hulle beskerm. Daar was ook 'n gesondheidsbeskerming. Die reinheid van hierdie mag jy eet en daai eet, het dalk ook 'n besondere doelwit gehad om hulle met gesondheid te beskerm. Jy was jou hande. En kom ons vat net die voorbeeld van varkvleis. Varkvleis is een van die vleise wat baie maklik, baie gevaarlik is. En daarom moet dit nie eet nie. Bees en skaap en bokvleis is veilig. Dus, dit was die doel van die reinheidswette in die Ou Testament. Maar die goeie bedoeling het ook 'n ongelukkige gevolg gehad. Dit het gemaak dat as 'n Joodse gesin iewers bly, dan hoor niemand van die goeie, genadige God van Israel. Want hulle hou hulle self inkant. Hulle hou hulle self rein. Hulle mag nie in daai huis gaan wat toe buurman se huis instap en gaan vriende maak nie. Dis die goeie bedoeling het 'n slegte gevolg gehad. En toe gebeur daar iets waar die Here die beperking van vrees vir persoonlik wegvat. In Handelinge 10 word daar vertel van Petrus wat 'n droom het. En in daai droom sak daar 'n groot doek in die hemel uit. En in daai doek is al die diere van die aarde. En God sê vir Petrus, jy kan maar alles eet. En Petrus is 'n goeie Jood, sê, party van daai diere is onrein, ek gaan nie van hierdie diere almal eet. Toe sê die Here vir hom, wat God rein gemaak het, mag jy nie onrein ag. Terwyl Petrus nog daaroor dink, toe klop iemand aan die deur, toe sê boodskapper van die hoofman, die centurion, Cornelius, 'n Romeinse soldaat, dis nie 'n Jood nie, deel van die onrein groep. En daai onrein groep stuur na hom toe en sê, kom na my toe, kom kuier by my. En skielik sê Petrus 2:2, so reg verstaan presies, die Here sê, ek moenie die reinheidswette nog as 'n beperking beskou. En hy gaan na Cornelius toe, hy gaan in sy reise wat hy nooit sou bedoel het. En hy praat met hulle en die Heilige Gees bid vir hulle, en Cornelius ontdek die evangelie. En daarom sê die Here vandag vir ons, reinheidswette is nie belangrik in die Nuwe Testament nie, al was dit in die Ou Testament. Ons nie toelaat dat ons afsondering vir ons maak dat die bure die evangelie hoor. Ons moet nie so bevrees wees vir besoedeling, want dan nou daar kan slegte invloed van slegte drinke kom, dat ek met geen vriende maak nie. Ons moet soms vaag aan die Here sê, ek stuur vir jou. Jy moet dit doen. En dis waarvoor ons vandag moet bid. Bid dat ons vreesloos sal lewe, sodat ons nie in 'n poging om onsself rein te hou,
by geen mense uitkom in die evangelie. Daarom dat ons kerke sal vriende maak met almal wat snaaks en beerd is. Dat ons in hulle huise sal ingaan en sal gaan kontak maar, want as ek 'n vriendskap het, is daar 'n brug waaroor die evangelie kan hoor. En die wonderwerk is dat hierdie maskers wat afgehaal is, het gemaak dat mense, die Christene, se glimlag, se liefde kon sien. En dit het gemaak dat die Christendom gegroei het van so 'n klein klompie na die meerderheid in die reuse Romeinse ryk. Nie net 'n afgesonderde Joodse Christengroepie nie, maar 'n groep uit alle tale en volke en nasies, want ons het oor die grens gewaag. Is waarvoor ons nou binne gaan bid. Waar is ek daar 'n bietjie bevrees? Waar hou ek myself rein en verontneem iemand anders iets? Daarom moet ons selfs en dan bid vir 'n kerk wat waag. Seën mense.